U en ek het 'n toekoms van hoop. Amen. Dit gaan al donkerder in die wêreld, dit word al moeiliker in die wêreld, maar weet jy, u en ek het hoop. Amen. Hoekom het ons hoop? Want Jesus Christus het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir elkeen van ons intree. Maak nie saak hoe lyk jou omstandighede vanoggend nie. Wat saak maak vanoggend is hoe lyk jou hart. Amen. As jy hart het, as jou hart reg is met God, sal jy ervaar, te midde van jou omstandighede het jy hoop. En dan wil ek die vat na Jeremia 29 vers 11 toe. Dis 'n skrif wat ons al baie van hierdie kansel af genoem het en oor dit gepraat het. Hy sê in Jeremia 29 vers 11, hy sê die gedagtes, as God aan my en jou dink, wat dink hy? Die gedagtes wat hy aangaande my en jou koester, is gedagtes van vrede, nie van onheil nie. En dan sê hy die laaste gedeelte, om vir my en jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here se plan vir my en jou is om vir ons 'n hoop en 'n toekoms te gee. Jy weet, die mens was sonder Christus. Ons was onder 'n wet. Die wêreld was moeilik geweest. Toe besluit God, ek stuur my seun. Ek stuur Jesus Christus om alles te kom verander. Laat die mens kan besef daar's weer 'n hoop. Ons hoef nie sonder hoop te lewe nie. Ons hoef nie te dink, Here, hier is nie meer vir ons in Suid-Afrika 'n toekoms nie. Ek sê vir julle, dit gaan in die hele wêreld, gaan dit al moeiliker word. Maar wat sê die Bybel as dit moeiliker word? Wat moet ek en jy doen? Sê, hef jou oë op na God, want jou verlossing is naby. Vir my en jou wat Jesus aangeneem het, dankie vir 'n man soos JJ wat sy hart weer vir die Here gegee het, wat Jesus aangeneem het. Elke een van ons wat Jesus aangeneem het, ons besef, Here, ons het 'n hoop. Ons is nie alleen in hierdie wêreld nie. Han sê in vers 12, hy sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Jy sien, ons moet hom aanroep. Jy kan nie verwag goed val uit die lug uit nie, want dan is dit wensdenkerry. Jy moet aanroep, jy moet tot hom bid, en wat sal hy doen? Hy sal na jou luister. Weet jy, ons dink baie keer God luister nie na ons nie. Hy luister na jou. Hy luister na jou, want jy is sy kind. Hy antwoord jou dalk nie dadelik nie. Hy antwoord jou dalk nie op die manier wat jy graag die deurbraak of die antwoord wil hê nie, maar verseker antwoord jou. Hy sê in vers 13, julle sal my soek en vind. Wanneer gaan ons hom vind? As julle vra na my met julle hart. Jy sien, die hele evangelie van Jesus Christus se hartsaak. Van alles oor hoe lyk jou hart? Wat is die toestand van jou hart? As jy God soek, sê hy sal hom laat vind deur jou. Ek en jy kan nie sê, Here, ons gaan net so nou en dan, ons is nie op vakansie as dit by die Here kom nie. Party ons dink ons pak net vakansietyd mos, dan pak ons die lekker goedjies in en gaan ons vakansie. God is nie iemand wat op vakansie is nie. Jy kan op vakansie gaan, maar vat hom saam. Hy's altyd by jou. Dit kos iets van jou. Jy moet hom soek. En hy sê, as jy hom soek, hoor wat sê in vers 14, vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. En dan sê hy vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle, nou waar is ons nou? Daar is hy, en julle lot verander. Jy sit vandag dalk hier en jy sê, Here, gaan sleg met my. Here, dit voel so of ek net die hele tyd teen 'n muur vashardloop. Dit voel so, Here, ek kry net nie 'n oorwinning nie. Ek kry net nie 'n deurbraak nie. Miskien is jou probleem dalk jy soek die Here te vind. Jy's dalk te min in jou binnekamer. Jy bid dalk te min, jy spandeer dalk te min tyd met die Here. En dan vra die Here jou vanoggend, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Moenie dink jy gaan iets van die Here kry en jy sit met bitterheid en onvergewensgesindheid nie. Matteus 6 vers 14 sê, as jy vergewe, sal God jou vergewe. Vers 15 sê, as jy nie vergewe nie, kan die Here jou nie vergewe nie. Met ander woorde, jy bid in daai siening vas. Dis nie wat ek sê nie. Dis wat God se woord sê. Ek en jy moet 'n besluit neem en sê, Here, ons gaan hierdie evangelie waar stry. Wat sê Johannes 3 vers 16 wat ons almal so goed ken? Dis so mooi. Waar het ek hom nou gesit? Hy lê daar op die bank. Sean gee vir my 'n mooi ding vanoggend. Wat sê daai ding, Sean? Whatever it takes. Whatever it takes. Wat het dit Jesus gekos? Wat sê Johannes 3 vers 16? So lief het God my en jou gehad,
Het hy die ou langs jou gehad wat jy dalk veroordeel? Het hy die ander ou gehad wat dalk nie glo soos ek en jy glo nie? Het hy ander gemeentes gehad? Het hy die hele wêreld gehad? Ek besef een ding hierdie week. Ons is te selfgesentreerd. Gaan alles oor hierdie gemeente? Gaan alles oor wat binne in hierdie gemeente gebeur? Wat gebeur daar buite? As jy by hierdie gebou uitstap, wat doen jy daar buite? Is jy 'n disipelmaker of is jy 'n disipelbreker? Sê maar amen. As jy nie saamstem nie, sê maar eina. Die Here het ons geroep. My en jou geroep. So lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Hy sê mag gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. God se plan vir die wêreld is die ewige lewe. Hy plan vir die oues, jou buurman is die ewige lewe. Het jy al ooit met jou buurman oor die Here gepraat? Het jy al ooit 'n verskil gemaak met die ou wat op jou pad kom, of is jy van daai ouens wat sê, Here, nie vandag nie, ek is nie geroep nie. Jy weet ons baie keer sê ouens, ek is nie geroep nie. Ek het vir jou slegte nuus, jy's almal geroep. Sy's almal geroep, maak nie saak op watse manier nie. Jy's geroep om 'n verskil te maak. Dan glo jy daar's nog hoop? Glo jy daar's nog hoop? Wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wat hoop jy? Het jy 'n vaste vertroue, Here, dat ek nog 'n toekoms het? Het jy 'n vaste vertroue, Here, al is die 666 op hande, gaan ek dit nog steeds maak? Gaan ek nog deurkom? Dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dan sê hy 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien nie wat môre gebeur nie. Ons weet nie wat môre gebeur nie. Maar ons glo, waar ek en jy môre kom, wie's daar? God. Waar jy môre kom, is hy klaar daar. Han sê in Hebreërs 11 vers 6. Hy sê wat is geloof? Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Wat is God? Wat is God vir jou? Is hy hierdie harde God wat jou heeltyd slaan met 'n sweep? Is hy hierdie harde God wat jou probeer iets bewys? Of is hy 'n goeie God? As hy 'n harde God was, het Jesus nie gekom nie. As hy 'n harde God was, het hy ons almal hel toe gestuur. Maar hy is nie, hy's 'n liefdevolle God. Hy's 'n God van liefde. Hy het sy liefde aan die wêreld kom bewys. Sy grootste geskenk wat hy kon gee, sy eie seun. Ek dink nie is een van julle wat jou kind of jou kleinkind of 'n broer of 'n suster selfs vir my sal gee nie. Jy sal jou eie lewe vir jou kind gee. Maar jy gaan dit nie vir 'n ander ou gee nie. Maar Jesus het dit gedoen. Hy sê toe ons nog sondaars was, toe ons nog in die wêreld was, het hy na ons toe neergebuig, het hy na ons toe gekom. Hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir wie? Vir wie? Wat sê hy daar? Die wat hom soek. Weet julle, my broer en my suster, ons lewe in 'n tyd waar ons God moet begin soek. Waar ons sy aangesig moet begin soek. Waar ons moet sê, Here, ons kan nie meer sonder U nie. Ons kan nie een tree sonder God beweeg nie. Want jou laaste tree is dalk jou laaste tree. Jou volgende tree is dalk jou laaste tree. Dawid skryf, hy sê daar's een tree. Net een tree tussen my en die dood. Die volgende een kan die laaste een wees. Is jy reg? Kan jy sê ek's op pad, Here? Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van hoop. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Wie's God? Hy's 'n God van hoop. Ek en jy het 'n hoop. Ons het 'n hoop in hierdie wêreld. Ons is nie sonder hoop nie. Laat ek net die ding hier sit, want die bladsy hou aan wegwaai. Ons het 'n hoop. Hy sê die God van hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede. Weet jy kom het ons nie meer vrede en blydskap nie? Want ons leef sonder hoop. Ons sê, Here, ons het U lief, maar ons leef nie asof ons hom lief het nie. Ons sê, wie's wedergebore? Wie van die wat hier sit, wie's wedergebore? Lewe asof jy 'n wedergebore mens is. Lewe asof jy God jou laaste is. Of sê jy, Here, nie vandag nie. U het net sekere parkeerspasies in my hart. U woon nie daar nie. U woon nie daar nie. Hulle het eendag vir 'n vrou gesê, daar kom iemand baie belangrik, die koningin van Engeland kom by haar kuier. En hulle sê vir haar, joh, nou wie is die belangrikste gas wat jy al in jou lewe ontvang het? Sy sê die koningin van Engeland. Hulle sê maar, ek dink Jesus is die belangrikste gas. Sy sê Jesus is nie die belangrikste gas nie, want hy bly in my huis.
Sy is die belangrikste gas. Jy sien, baie keer kategoriseer ons mense. As daar 'n belangrike gas kom, dan sit ons reg, ons maak kos, ons sit die beste uit, is die silwer eetgerei en is al hierdie mooi goed. Maar intussen vergeet jy, Jesus bly elke dag by jou. Kan jy dieselfde vir hom doen? Kan jy sê, Here, my hart behoort aan hom? Hy sê, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, hoe? Deur die geloof. My boetie en my sussie, my en jou lewe vandag, jou hoop is 'n geloofsaak. Jou toekoms is 'n geloofsaak. Dit waarin jy glo is 'n geloofsaak. Jy moet besluit en sê, Here, ek glo of ek glo nie. Glo jy nog wat in God se woord staan? As jy glo wat in sy woord staan, hoekom volg ons dit nie? Hoekom gaan dit so met ons? Ons moet of God se woord glo of ons moet dit los. En dan sê hy, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hoe gaan jy die krag van die Heilige Gees kry? Jy moet tyd met die Here spandeer. Jy moet die stem van die Heilige Gees leer ken. Ek het nie die dag toe ek vir Teresa gesien het die eerste keer na toe gegaan en sê, Jesus, ek like jou, kan ek met jou trou nie? Ek moes eers gaan kyk, kan sy daarom soen. Moes eers gaan kyk, kan sy daarom druk. Jy kan nie sê, Here, ek ken die Heilige Gees, maar jy spandeer nie tyd met hom nie. Ons moet tyd met die Here spandeer. Hoe meer jy tyd met die Heilige Gees spandeer, hoe meer jy tyd met God spandeer, hoe beter gaan jy hom ken. En wat is die beste tyd om met God te spandeer? Sy woord. Alles wat ek en jy vandag nodig het, is in sy woord. Baie mense verloor hoop omdat hulle nie die woord ken nie. Wanneer die aanvalle kom, dan draai hulle na die aanvalle toe. Hulle sit hulle geloof in die aanvalle. Sit jou geloof in God. Sê, Here, U gaan my deurdra. Maak nie saak waartoe ek nou gaan nie. U help my. Die tweede ding wat ons moet doen is, glo jy daar's hoop? En die tweede ding is, maak reg met God. Maak reg met God. Sê vir die Here, Here, tot vandag toe is my lewe nie wat U wil hê dit moet wees nie. Tot vandag toe, Here, het ek dalk gefaal in baie dinge. Ek het dalk in baie dinge geval. Jeremia 1 vers 18 sê, hy nooi jou uit, die God van die heelal nooi jou uit. Hy sê, kom nou, om wat te doen? Laat ons die saak uitmaak. Wat se saak? Jou sondes. Hy sê, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol, en dan sê hy belangrike ding vers 19, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land sien. Kan ek sien, wie is gewillig? Sê, Here, wil my saak met U regmaak. Here, ek wil U eerste stel. Here, ek wil U dien. Vader, van hier tot op hierdie oomblik was my lewe nie wat dit moet wees nie, maar Here, ek neem vandag 'n besluit. Ek is gewillig om my saak reg te maak. Ek is gewillig om te verander. Jy kan alles in die lewe doen. Weet jy, die Here gebruik nie ouens wat dit kan doen nie, hy gebruik gewillige harte. Gebruik ouens wat dit wil doen. Jy kan die beste speler in die span wees, maar as jy nie wil speel nie, kan niemand vir jou niks doen nie. Jy moet gewillig wees, sê Here, ek is gewillig om te sê, Vader, verander my. Ek is gewillig om te sê, Here, begin by my, maak my hart skoon. 1 Johannes 1 vers 9 sê, wat? As ons 'n sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe en ons te reinig van alle, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. God is getrou en regverdig. Jou sonde te vergewe, maar wat moet jy doen? Jy moet dit bely. Party mense sê, Here, ek is nie sonde nie. Ek is heilig, ek is op pad hemel toe. Vader, ek kan nie sondig nie, ons almal sondig. Net die vorige vers 8 sê, ons almal sondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Hy wat sê dat hy nie sondig nie, is 'n leienaar, want ons almal sondig. En dan sê hy, in Joël 2 vers 12, maar nou, selfs nou spreek die Here, bekeer julle tot my, hoe? Julle hele hart. Weet jy wat beteken jou hele hart? God soek elke kamer van jou hart, elke bloedvatjie, elke deel van jou lewe moet aan God behoort. Jy kan nie sê, Here, ek het net naweek spasie vir U, of U is net 'n spaarwiel wanneer ek U nodig het, dan trek ek U nader nie. Jou hele lewe moet aan God gewy wees. Dis wat God van ons vra. Dis wat hy van jou vra. Hy sê, en met vas en geween en met rouklaag. Dan sê hy in vers 13 'n baie belangrike ding. Hy sê, en skeer julle hart en nie jou klere nie. Jy kan hierdie hemp skeer. Jy kan hom weer vaswerk. As jou hart skeer, is daar 'n letsel. Jy kan hom maar regmaak, as daar altyd 'n letsel wees.
Sal altyd as jy jou hart geskeer het, kan hy nooit weer dieselfde wees nie. Party mense wil die Here dien, maar hulle wil nie die prys betaal nie. Jesus het die prys betaal vir jou en my. So lief het God my en jou gehad, dat Jesus gesterf het. Ek en jy hoef nie eens te sterf nie, ons moet net 'n gewyde lewe aan hom lei. Ons moet net sê, Here, U is nommer 1 in my lewe. Skeer die hart en nie Here klere nie. En bekeer julle tot die Here julle God. Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van 'n goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. God is 'n goeie God. Hy's 'n God van genade. Maar hy's nie net 'n God van genade nie. Hy vra vir jou, is jy bereid om jou hart te skeer? Met ander woorde, waarvoor skeer jy jou hart? Om weg te draai van die wêreld en sy begeerlikheid en te draai jou visie, jou oë op God te sit. Sy sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan nou oor U. En dan die derde ding. Wie is ons hoop? Jesus. As gevolg van dit wat hy aan die kruis gedoen het, het ek en jy 'n hoop. Jesus Christus moet jou hoop wees. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hebreërs 11 vers 6. Hy is die Johannes 14 vers 6, sorry. Sien julle glo my. Jy kan in die Bybel gaan kyk. En Johannes 14 vers 6 sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's net een weg, Jesus. Dis nie moeder Maria of Mohammed of wie ook al dit is nie, dis Jesus. Dis die enigste weg. En dan lees ons in Johannes 42 vers 1. Wat het God kom doen? Wat het hy vir my en jou kom doen? Weet jy, ons was sonder hoop, toe bring hy die hoop terug. Toe gee hy vir ons 'n hoop, ons was onder 'n harde wet. Ek kan nie dink dat baie mense nog vandag die wet wil so stiptelik nakom nie. Gaan lees die hele Bybel oor die wet. Hy het nie die wet weggevat nie, hy het hom kom vervul. Dit is makliker in Christus. Jy doen dit met liefde, jy doen dit met oorvloed. Hy sê, daar is my knegg, Jesaja 42 vers 1. Wie is sy knegg? Jesus. Wat ek ondersteun. Kan ek sien, wie is nog 'n knegg van die Here? Ek en jy. As hy Jesus ondersteun, die Bybel sê in 1 Korintiërs, hy sê ek en jy, as ons in Christus is, is ons nuwe skepsels. Jou ou mens het verbygegaan. So as Jesus sy knegg is, het ek en jy wanneer ons hom aanneem, word ons God se knegg. Hy sê daar's my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Het God se siel in jou 'n welbehae? Kan jy vanoggend sê, Here, as U na my hart kyk, het U 'n welbehae in my? Ek doen wat die woord sê, ek volg U, ek stel U eerste, U is nommer 1 in my lewe, of kan jy sê, nee Here, werk nog so 'n bietjie aan my. Maar prys die Here, hy werk aan ons. Laat hom net toe om te werk. As jy volgende hier sit en jy sit met tekortkominge, moenie moedeloos word nie. Want die Here sê hy los jou nie. Hy los jou nie, maar jy moet bereid wees om te sê, hier's ek, Here, ek meld aan. Ek wil verander word, ek wil 'n beter mens word. Hy sê, ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Wat 'n reg? Hy het die verhouding kom herstel. Hy het die verhouding kom herstel. Hy het die straf gedra wat ek en jy verdien, sodat ons kan word geregtigheid van God. Hy het ons weer 'n reg voor die Vader kom gee. Ek en jy het 'n oop kanaal na God toe. Ons kan net bid. Ons het nie nodig om offers te bring nie. Al offer wat jy nou moet bring is bring jouself. Sê Here, hier's ek offer myself. En dan sê hy 'n belangrike ding in vers 3. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Weet julle wat doen ons as Christene? As iemand geval het, dan skop ons hom. Dan knak ons breek hom. Hier sê God, al is jy geknak, al het jy seer gekry, al het jy langs die pad afgedwaal, al is jy nie meer op die pad wat jy nie veronderstel is om te wees nie, 'n geknakte riet sal ek nie breek nie. En dan sê hy, 'n rokende lampet sal ek nie uitblus nie. Jy weet hoe lyk, jy het mos daai jare, jy weet as jy 'n kers doodblaas. Nou die aand, ek donderdag aand van die konferensie af terugkom, toe sit ons sonder krag tot Vrydag aand toe, maar dit was nie so bad nie. Toe dink ek aan die ou mense. Hulle het nie krag gehad nie, hulle het kersse gehad. En as jy daai kers uitdoof, dan het hy nog so 'n walmpie. God sê, al is jy vanoggend 'n walmpie. Al is dit so dat jy voel, Here, ek is nie op die regte plek nie, God sal jou nie uitblus nie. Gee jou nog 'n kans. Sê vir jou vanoggend, keer terug my kind. Kom terug, ek is lief vir jou, ek staan, ek wag vir jou met oop arms. En dan sê hy, knakter iets aan en 'n dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy's getrou, maar as ek en jy getrou. Hy bly altyd getrou. Hy's altyd getrou. Vers 6. Jesaja 42 vers 6.
Ek die Here het u geroep in geregtigheid. Hy praat van Jesus. Hy sê ek het Jesus geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk as 'n lig vir die nasies. Wat is ons visie? Stad op die berg wat nie versteek kan word nie. Kan nie 'n lamp onder 'n maatemmer sit nie. Dis die volgende vers. Ons ligte moet skyn. Ons liggies moet in hierdie wêreld skyn. Hier sê hy, Jesus se lig het klaar oor jou geskyn. Wat verhinder jou dat jou lig skyn? Niks. Sy lig skyn op jou. Jy moet net toelaat dat sy lig deur jou skyn. Of as sy lig op jou skyn, man, hou jy dit vir jouself, dan steek jy jouself weg, dan word jy 'n geheime agent vir die Here. Jy's 007, jy's soos 'n duikboot sonder dan arriveer jy op, dan kom jy gou kerk toe. As jy klaar is met die kerk, dan surf jy weer onder die water. Nee. As hy die lig is, moet ek en jy die lig wees. Dis wat hy van ons vra. Ons is nie duikbote wat net so nou en dan bo kan kom nie. Nee, ons is God se kinders. Ons lig moet skyn waar jy kom. Jou lig moet skyn, dis waarvoor God jou geroep het. En dan sê hy, hoekom? Hoekom het Jesus gekom? Vers 7 sê, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duister sit. Weet jy, daar's baie mense wat nog in die duisternis, is baie mense wat vanoggend in gevangenisse wat hulle self in tronke gesit het, dalk as gevolg van bitterheid, dalk as gevolg van hulle uitkyk in die lewe, dalk voel hulle die wêreld het hulle so stief behandel, dat hulle wil nie meer opstaan nie, hulle is net te moeg om op te staan. Maar prys die Here, ek bid so Here, dat hierdie gemeente mense gaan help om op te staan, mense uit gevangenisse uit te vat, dat mense weer by die Here uitkom, dat siele weer gered word. Het jy nog 'n passie vir siele? Wie het 'n passie vir siele? Wie sê siele moet gered word? Wie sê siele moet nie gered word nie? Wie wil graag sien dat siele gered word? Prys die Here, ek sien julle almal môre aand by die bid hier. Ons gaan môre aand van 6 tot 7 vir siele bid. Ek voel dit nou net in my gees. So almal wat ernstig oor siele, as jy môre aand nie is nie, gaan ondersoek jou hart. Koop die tyd uit, daar's boos. God wil hê ons moet opstaan. Hy soek 'n nuwe generasie wat opstaan vir God. As jy ernstig is oor siele, want dis wat hy sê, om mense uit gevangenes uit te bring. Maar ons gaan dit nie doen as ons nie bid nie. Ons begin intree vir siele, ons begin sê, Here, bring siele in. Bring siele in die koninkryk. En dan die vierde ding, die Here is altyd met jou. Jy's nie alleen in hierdie stryd nie. Amen? Wie voel hy's alleen? Ons voel almal baie keer, Here, het my verlaat. Here, ek voel nou, ek sê mos baie keer, ek lyk om 'n lekker, wie het al 'n lekker pity party gegooi? Hier, ek gaan 'n lekker pity party gooi, my maat. Maar prys die Here, as ek klaar is met die pity party, dan gaan ek na die Here toe. Sê ek, Here, ek het myself nou klaar jammer gevoel, ek het myself bejammer, nou is ek oor dit, nou wil ek U dien. As jy 'n pity party gooi, daar's niks fout daarmee nie. Maar ek wil jou vra, moenie daai pity party op verkeerde goed gaan spandeer nie. Gaan sit maar eenkant by jouself en voel jammer vir jouself. Maar as jy klaar is, vat God se woord, gaan soek iemand om voor te bid. Dis iets wat die Here my geleer het. Ek het 'n pastoor gehad jare terug wat my geleer het en gesê het, Malcolm, as jy op moedverloorse vlakte is, gaan bid vir iemand wat ook op moedverloorse vlakte is. As jy siek is, gaan bid vir iemand wat siek is. As jy in nood is, gaan bid vir iemand wat nood het, dan sien hoe verander die Here jou. Dan sien hoe verander dit. Die Here is altyd met jou. Rigter 6 vers 12. En hierso is Gideon. Gideon sit daar, hy's by die paarskyp. Hulle is besig om hierdie volk wil hulle inneem. Hulle is besig om dit te beskerm. En die engel van die Here verskyn aan hom in Rigter 6 vers 12. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." Amen. Sê vir jou langs jou: die Here is met jou, dapper held. O, jy het 'n ou aan die ander kant ook, sê vir jou aan die ander kant ook. As die venster aan die ander kant is, as jy sê, Here, môre gaan ek dit vir iemand anders sê. Môre as ek by die werk kom, gaan iemand sê, ek en jy is dapper helde. Hoekom? Want jy het Jesus binne in jou. Jesus maak nie verloorders nie, hy maak wenners. Jy's 'n dapper held, jy's 'n wenner. Kyk Gideon se gesindheid. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou. Wat se krag? Ons gaan nou sien. Wat se krag? En verlos Israel. Gaan in hierdie krag en verkondig die evangelie. Gaan in hierdie krag en word 'n beter mens. Gaan in hierdie krag en doen wat God van jou vra. En dan sê hy, uit die hand van die Midianiete, dan sê God, is dit nie ek wat jou stuur nie? Hoe roep ons Abba Vader? Die Bybel sê, ek en jy roep Abba Vader deur die Heilige Gees. So wat beteken dit? Die Heilige Gees het iewers oor jou lewe gekom. Die God het in jou belang gestel. Hy het jou raak gesien. Hy het gesê, hierdie kind moet tot bekering kom. Jy roep Abba Vader deur die Heilige Gees.
En omdat jy deur die Heilige Gees is, beteken dit God het 'n plan. En dan sê hy vir jou, hy sê ek is met jou. Ek is met jou. Is dit nie ek wat jou stuur nie, vers 15. Vers 15. Maar hy vra hom. Gideon vra vir die Here. Hy sê: "Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie." Wat dink jy van jouself vanoggend? Voel jy oor jouself? Here, ek is nie goed genoeg nie. Gideon het gesê: "Here, my familie, ken jy ons? Ons is die swakste en ek, Here, is nog die swakste in my familie. So eintlik, Here, is ek useless. Ek is hopeloos." God sê vir hom, hoor wat sê God vir hom. God sien nie die mens nie. God sien die hart. Onthou jy toe hy vir Samuel stuur, sê gaan salf vir Dawid, toe roep hulle al Dawid se broers behalwe vir Dawid, want hy sou skaapwagtertjie. Weet julle wat 'n belangrike werk is 'n skaapwagter? Jesus sê ek kom vir my skape. Johannes 10, die dief slag, steel en verwoes, maar ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Dan sê hy in vers 11, ek is die herder van die skape en die skape luister na my stem en op die einde toe hulle hom nou stuur, toe sê die Here salf hom. Salf hom, want ek kyk nie wat voor oë is nie. Ek kyk na die hart. As jou hart vandag aan God behoort, kan die Here jou gebruik net waar jy gaan, net wat jy wil doen. Maar hy vra hom, ag Here, vers 16, toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy nie meer nietig soos een man verslaan. Waar kom jou krag vandaan? God wat met jou is. Het gaan nie oor jou agtergrond nie, het gaan nie oor jou familie nie, het gaan nie oor waar jy vandaan kom nie, het gaan oor waartoe God jou vat. En glo jy nog in God se roeping vir jou lewe, dat jy kan sê, Here, hier is op pad. Wat is die volgende, die 5de ding wat ons moet doen? Praat lewe. Profeteer oor jou eie lewe. Wat profeteer jy oor jou lewe? Profeteer jy dood? Wat sien jy? Ons lees daar in Esegiel 37, die Here kom by Esegiel en hy sê vir Esegiel, wat sien jy? Hy sê, Here, ek sien dooie bene. Miskien voel jy vanoggend, Here, my situasie is dood. My situasie kan nie meer ontstaan nie. Hy kan nie meer herleef nie. Daai bene is dood, hulle lê versprei oor die aardbol. En God sê vir hom, Esegiel, profeteer. Ek wil jou vra vandag, wat kan jy oor jou toekoms praat? Wat spreek jy oor jou gesondheid? Dit is mos my kanker. Dit is mos my bloeddruk. Dit is mos my siekte. Dit is nie joune nie. Keer dit terug vir die duiwel. Sê vir hom, as jou kanker is nie myne nie, ek vat dit nie. Sê vir hom, hierdie siekte is jou. Sê vir hom, dit waartoe ek nou gaan, wat sleg is nie van God af nie. Ek weier om dit te aanvaar. Begin lewe spreek. En hy sê vir hom vers 7, toe het ek geprofeteer, soos my beveel was. Ek wil amper vir jou sê, ek beveel jou volgende, begin lewe spreek, want dit is Bybels. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. Hy sê in vers 20, met jou woorde, doen jy wat? Dek jy die tafel van jou lewe. Jou woorde het die neiging om jou in 'n rigting in te vat. Goed of sleg? Goed of sleg? Gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Here sê, ek hou vir jou dood en lewe, goed en sleg, jy kies. Hoe kies jy dit? Hoe kies jy dit? Jou woorde. In jou hart, in jou mond om dit te praat. En dan sê hy, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering, en die bene het nader gekom, en die been na sy been. Toe kyk ek, en daar was senings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here, kom uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer, soos my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan. 'n Ontsaglike groot skare, of ontsaglike groot leer. Wat profeteer jy oor jou lewe? Profeteer jy die wêreld? Profeteer jy God se gees? Kry God se woord. Weet julle, ek is in die week daar by my ou kerk, toe ek by die konferensie was, en nou het hulle elke oggend 'n bidtuur. Daar daag so 100 mense by 'n bidtuur op in die oggende. Ons daar sulke kinders. Lieg nie vir julle nie. Julle kan dit actually elke oggend 6 uur online. Kan julle woord en lewe gaan volg en dit gaan kyk. Daai kindertjie sê Psalm 91 so op. Ken jy al Psalm 91? Hoe lank moet ons nog vir jou leer om te kry in jou gees?
profeteer gees oor jou lewe, wanneer Psalm 91 sê, dis gees, dis God se woord is saam met sy gees. Hulle sê Psalm 121 op, net so, sulke klein kinders. Hoekom? Hulle het 'n wil. Het jy 'n wil om te sê, Here, ek wil verbeter? Jy kan nie 10 jaar terug by hierdie kerk aangesluit het nie, is nog steeds waar jy 10 jaar terug is nie. Jy moet groei. Ons gaan volgende jaar fokus op groei. Dan die laaste ding. Wat's belangrik in jou situasie? Moenie ophou bid nie. Moet nooit ophou bid nie. As jy nie bid nie, die Bybel sê julle het nie omdat julle nie bid nie. As jy nie weet hoe om te bid nie, begin net by Matteus 6. Begin net die Onse Vader bid. Die Here weet ek sal vir jou net die Onse Vader bid meer as 'n uur lank. Net die Onse Vader. Daar's so baie goed wat jy saam met die Onse Vader kan bid. Maar begin as jy nie weet nie. En dan sê hy, Jeremia 29 vers 11. Dan sal jy my aanroep en heen gaan en tot my bid en wat sal ek doen? Ek sal na julle luister. God het 'n wil, my boetie en my sussie, om na jou te luister. Dis sy wil. Sy wil is om jou te antwoord. Sy wil is om jou te gee die begeerte van jou hart. Johannes 6 vers 37 sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Jy sien die duiwel kom en hy sê vir jou, weet jy wat, jy het te veel sonde. God is kwaad vir jou, moenie nou bid nie. Hy beroof jou van jou gebedslewe. Hy sê, almal wat na my toe kom, sal wat gebeur? Ek sal jou nooit uitwerp nie. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is altyd by jou. Jesaja 65 vers 24 sê, voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, wat doen ek? Verhoor ek jou. Terwyl jy spreek, my boetie en my sussie, verhoor God jou. Voor jy nog gevra het God geweet, want hy ken jou behoefte. Hy ken jou hart. Hy weet wat hier binne aangaan. Hy sê, terwyl jy vra, dan verhoor ek jou, dan antwoord ek jou. Dan gee ek vir jou wat jy wil hê. Matteus 21 vers 22. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Sien, daar's 'n belofte en daar's 'n voorwaarde. Jy moet glo. Jy kan nie nou glo, nou dan praat jou saad dood nie. Nou sê jy, Here, ek staan op die woord, nou dan sê jy, Here, dit gaan nie werk nie. Here, sien jy my? Glo. Jakobus 5 vers 16, die tweede gedeelte, die tweede gedeelte sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Wat sê in die eerste gedeelte, miskien is dit die hele gedeelte, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Miskien is dit tyd dat ons sê, Here, voor ek begin bid, dalk moet ek eers bietjie hierdie hart skoon maak. Sê, Here, is my hart reg? Is daar nie dalk 'n weg van smart soos Dawid skryf nie? En dan sluit ek af Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Bly in die hoop. Jesus is jou hoop, my boetie en my sussie. Sonder hom, Bertus, julle kan vorentoe kom. Sonder hom het ons geen antwoord nie. Sonder hom is ons niks. Hy sê, bly in die hoop, bid, wees geduldig, bid, hou aan bid. Moenie jou gebedslewe ophou bid nie. Moenie dink jy is nie goed genoeg nie. God het jou lief. Ek kan nie genoeg vir jou beskryf hoe lief het God jou nie. Hoe lief het God elke ene nie. Maak nie saak hoe jou sonde lyk nie. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanoggend om net te weet, daar's nog hoop daar buite, Here. Jesus, U is ons hoop. U is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader deur U nie. Johannes 10 vers 10 sê, die Satan, die dief, het gekom om te slag, om te steel, om te verwoes. Here, U het gekom dat elkeen wat in hierdie gebou sit, almal van ons, dat ons lewe en oorvloed van lewe kan. U wil nie net ons moet bestaan nie. U het vir ons 'n hoop gegee. Jesus, U het gesterf, maar U het die kruis dood het U oorwin. U het dood oorwin. U het sonde oorwin. U het opgestaan. U het vir ons aan die regterhand van die Vader is hy besig om ons 'n plek te berei, want Johannes 14 vers 2 sê, by my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en sê in vers 3, sodat julle kan wees waar ek is. Here, U berei ons plek voor, maar op hierdie aarde sê Romeine 5 vers 17, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang het, in hierdie lewe heers, deur die een, Jesus Christus, Vader, ons is bo die omstandighede, ons is nie onder die omstandighede nie, seën ons vanoggend, dra ons, maak ons sterk, ons prys U daarvoor in Jesus naam, amen. Baie dankie Bertus, julle kom ons sing lekker saam, as jy dalk gebed nodig het, kom vorentoe, dan bid ons saam met jou, enigiets wat jy